Ons almagtige Hemelse Vader, ons dankie vir die wonderlike voorreg wat ons kan hê om in die huis by mekaar te kan kom. Voorwaar ons was bly toe ons vir mekaar kon sê, laat ons opgaan na die huis van die Here. Ons bid dan Here dat U ons sal saam seën, omdat ons hier by mekaar is voor U aangesig, omdat ons weet dat U die bron is van alle seën. Ons kan sonder U niks doen nie, ons is diep afhanklik van alles wat ons fisies sowel as geestelik nodig het. En soos wat 'n vader sorg vir kinders, so sorg U vir ons. Inteendeel, ons as mense wat sleg is, weet om goeie gawes aan ons kinders te gee, en hoeveel te meer U wat volmaak is, weet om die Heilige Gees te gee vir die wat U bid. Daarom kom ons na U toe, Here, in diepe afhanklikheid. U het deur U seun ons hierdie toegang gegee om tot U te nader en die voorreg te kan geniet deur die ondersteuning van U Gees om in die gebed na U toe te kom en U te noem ons Vader. Ons bid, Here, dat U die koninkryk wat U deur U seun opbou sal verder voortbrei, breër en dieper. Want ons weet dat U 'n koning is wat onderdane het in die mensdom. Ons bid dat U in hierdie moeilike omstandighede, in hierdie moeilike tyd, die uitverkorenes na U toe sal trek, en dat ons al die stryd wat ons deurmaak sal verdra ter wille van die uitverkorenes. En sodoende dan aan U, Here, al die eer te gee vir dit wat U in ons werk, en U roep ons om die erediens in stand te hou. U roep ons om te getuig van U, en voor die wêreld maak ons hierdie getuienis, dat almal kan sien dat ons U aanbid op hierdie dag van die Here, hierdie feesdag, en laat ons harte feestelik wees. Maar help ons ook, Here, om toegerus te wees om in hierdie verlore gaande wêreld in te gaan, en om die evangelie te bely aan hulle wat U nog nie ken nie. Maar ook, Here, om te leer binne in ons huishoudings, dat ons voortdurend daaraan ons huishoudings sal herinner daaraan, dat U ons liefgehad het, U lewe, o Christus, kom gee het. O Vader, U wat vir ons al die goeie gifte en al die goeie gawes gee van wat uit die hemel uit neerdaal. En dit is deur U seun en deur U Gees wat U stuur. Ons vra dan, Here, dat U ook ons fisiese behoeftes na sal omsien, ook waar baie siek is, dra ons hulle ook aan U op, en vra, Here, dat U genadig met hulle sal werk, en dat hierdie siekte en moeilike omstandighede wat mense beleef, waarlik waar ten goeie sal meewerk. Want U het ons nie doelloos 'n kruis gegee om te dra en agter Christus aan te gaan nie. Alles het U so beskik om ons meer na die beeld van Christus gelykvormig te maak. U het beskik dat dit deur lyding sal wees. En daarom bid ek dat ons nie mismoedig sal wees nie, en dat ons ander sal ophelp, en dat ons liefde onder mekaar sal betoon, juis wanneer mense siek is, en wanneer hulle deur moeilike omstandighede is, dat elkeen omring sal wees deur die geliefde broers en susters wat U aan ons geskenk het. Help ons, Here, om die swakhede van ander te dra, en help ons, Here, om versterk te wees, en om met taktvolheid te gaan en die Christelike lewe uit te leef, ook teenoor ons medemens. Ons het 'n geestelike vyand, die duiwel, wat rondloop soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind. Ons het die wêreld wat onder die mag van die bose is, en ons het ons eie vlees, en hierdie drie is ons doodsvyande, en bid ons dat U ons sal verlos van die versoekings van die vlees, van die wêreld en van die duiwel, dat ons dit sal oorwin, dat ons staande kan bly teen daardie versoekings. Ons het U nodig, ons is diep afhanklik van U. U skenk ook vir ons geestelike voeding. U het beskik dat ons nie net van brood alleen sal lewe nie,
maar ook van elke woord wat uit die mond van God kom. Daarom bid ons met ons voorlesing, met ons verklaring en die oordenking en die uitleef van u woord, dat u ook met ons sal wees. En Here, dat u op so wyse, soos wat u koninkryk bestaan het, alreeds toe ons in hierdie wêreld ingekom het, en soos wat hierdie koninkryk sal bly bestaan as ons hierdie lewe verlaat, omdat u 'n koninkryk het wat nie op iemand anders oorgaan nie. U het u koninkryk aan u seun gegee om te bestuur en daaroor te heers tot op die laaste dag, wanneer almal voor u sal verskyn en elke mens dan geoordeel sal word. Die wat in Christus is, die versoening van Christus sal hê, die wete dat ons losgekoop is van die vloek van die hel, deur Christus wat vir ons 'n vloek geword het. Maar die wat verlore is en hulle verhard teen die boodskap van die evangelie, sal vir ewig verdoem word. En daarom, Here, bid ons dan dat hierdie heerlike koninkryk uitgebrei en uitgebou sal word, want dit behoort alleen aan u. En so bid ons dan dat ons goeie rentmeester sal wees vir die posisies wat u ons gegee het, om in ons dienswerk as leraar, ouderling, diaken, lidmaat, dat ons in ons dienste u sal eer en verheerlik, sodat u naam alleen verheerlik word. Dankie dat ons hierdie dinge vir u kan vra, in Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons skriflesing kom uit Openbaring hoofstuk 11. Openbaring hoofstuk 11, ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 19, hoor die woord van die Here. En 'n riet soos 'n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en gesê, staan op en meet die tempel van God en die altaar, en die wat daarin aanbid. Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat, en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee, en hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. En ek sal aan my 2 getuies gee, dat hulle met sakke bekleed 1260 dae lank sal profeteer. Hulle is die 2 olyfbome en die 2 kandelaars wat voor die God van die aarde staan. En as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vuur uit hulle mond en verslind hulle vyande. En as iemand hulle wil beskadig, moet hy op dieselfde manier gedood word. Hulle het mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van hulle profesie geen reën val nie. En hulle het mag oor die waters om dit in bloed te verander, en om die aarde te tref met allerhande pla, so dikwels as hulle wil. En wanneer hulle hul getuienis voleindig het, sal die dier wat uit die afgrond kom teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak. En hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad wat geestelik genoem word Sodom en Egipte, waar ook ons Here gekruisig is. En mense uit die volke en stamme en tale en nasies sal hulle lyke 3,5 dag lank sien, en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gelê word nie. Die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle en sal vir mekaar geskenke stuur, omdat die 2 profete die bewoners van die aarde gepynig het. En na die 3,5 dag het 'n gees van die lewe uit God in hulle ingegaan. En hulle het op hulle voete gaan staan, en 'n groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het. En hulle het 'n groot stem uit die hemel vir hulle hoor sê, kom op hierheen. En hulle het opgevaar na die hemel in die wolk, en hulle vyande het hulle aanskou. En in die uur het daar 'n groot aardbewing gekom, en 1/10 van die stad het geval, en 7000 mense het in die aardbewing omgekom. En die ander het bevrees geword en aan die God van die hemel heerlikheid toegebring. Die tweede wee het verbygegaan, kyk, die derde kom gou. En die 7de engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê, die koninkryke
van die wêreld het die eiendom van ons se Here geword en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. En die 24 ouderlinge wat voor God op hulle trone sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid en gesê: Ons dank U, Here God, Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat U groot mag aangeneem en as koning geheers het. En die nasies was vertorend en U toorn het gekom en die tyd van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan U diensknegte, die profete, en aan die heiliges en aan die wat U naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf. En die tempel van God het in die hemel oopgegaan, en sy verbondsark is in sy tempel gesien. En daar was weerligte en stemme en donderslae en aardbewing en groot haal. Ons fokusgedeelte, vers 19, en die tempel van God het in die hemel oopgegaan en sy verbondsark is in sy tempel gesien, en daar was weerligte en stemme en donderslae en aardbewing en groot haal. Die tema van ons boodskap: God openbaar aan ons sy seun as die ware tempel, gehoorsaam hom. God openbaar aan ons sy seun as die ware tempel, gehoorsaam hom. Ons het hier die verdwyning van die ou bedeling se skadubeelde. Die Hebreërskrywer het vir ons gesê dat God die hemel en aarde sal skud, sodat dit wat van verbygaande aard verbygaan en dat die blywende kan bly. En so die permanente is dan juis dit wat deur hierdie simbole gesimboliseer was. Alles op die ou end dat Christus die ware tempel is. En ons sal deur die loop van die boodskap bietjie kyk na sekere van die aspekte van die tempel wat uitgelig word vir ons, dat daar heenwysings is na Christus. Onder andere het Christus ook self gesê: breek hierdie tempel af, en hy het na sy liggaam verwys, en ek bou dit in 3 dae weer op. Maar nie net Christus alleen nie, die wat in Christus is ook tempel. Want weet ons dan nie, soos die apostel Paulus aan die gemeente Korinthe skryf, dat ons 'n tempel van die Heilige Gees is nie, en dat die Heilige Gees in ons woon nie. So Christus is die tempel, en in Christus is ons deel van die tempel. En so in ons prediking preek ons dan oor hierdie skadubeelde, maar hierdie skadubeelde is niks werd as hierdie skadubeelde dan nie heenwys na die ware een, na Christus toe nie. En ons moet onthou, op hierdie stadium in Israel, terwyl die Judaiseerders besig is om die kerk te vervolg, ek wil weer u herinner, daar is 2 verskillende sieninge, sommige wat sê dat die boek Openbaring kort voor die vernietiging van Jerusalem geskryf is, ander wat sê dat dit 90 na Christus geskryf is, en so die verskillende sienings gaan 'n verskil maak in hoe mense dan die verskillende profesieë dan insien. In die lig van Nuwe Testamentiese werk is daar baie van die boeke wat vroeër weens liberale teologie teruggeskuif word in die verlede en verder terug, en sê dit is boeke wat eintlik dan so ver weggeskuif word dat dit buite die tydperk van die apostels is, en dan op die ou end die autoriteit daarvan dan nie meer 'n kwessie is nie, want as Paulus nie hierdie briewe geskryf het wat hy gesê het, hy geskryf het nie, wie sal dit nog steeds ernstig opneem? Maar dit is interessant dat in die tyd waarin ons leef al meer dit daarop dui dat baie van die Bybelboeke baie vroeër geskryf is as wat mense dan vroeër gedink het. Of sou ek eerder sê, sommige gewense dit sou wees, sodat hulle
dwaalteologie kan inbring. God se woord bly staan. Maar hoe dit ook al sy, in hierdie opsig, ons weet dat Johannes baie oud geword het, en dat hierdie twee is ortodokse sieninge, is nie asof ons dan met twee sieninge worstel, een wat reg en teenoor een wat totaal en al van die pad af is nie. Een van die twee is reg. Ek wil hê, ons moet altyd weet, wanneer ons by moeilike gedeeltes kom, of moeilike kwessies kom, dan kan daar sekere dinge wat nie essensieel is nie, is soms vir ons duister. Maar ons moet weet, iemand is reg en iemand is verkeerd. Ons is nie mense wat sê, twee dinge kan op dieselfde tyd reg en verkeerd wees nie. So hoe dit ook al sê, maar ons hierdie verklaring van die gedeelte wanneer dit is net voor 70 voor Christus, wanneer mense dan dit sien as dinge wat gou moet gebeur, en ander dit in retrospek sien 90 na Christus, hoe dit ook al sê, daar is mense wat standvastig in God se woord is, wat beide van hierdie sieninge huldig. So, in hierdie gedeelte, dink ek wat hier na vore kom, is die beëindiging van die tempel-era, net vir die vernietiging daarvan, en dan word aan ons gewys dat Christus in elk geval die ware tempel is. Dis waarop dit op die ou end neerkom. En dit is hoe ons as Christendom die tempel verstaan, nie as 'n tempel wat weer in Jerusalem herbou moet word nie. Daar's 'n rede waarom God die selfs diplomatieke en politieke dinge op so 'n manier beheer, dat die Jode nie hulle tempel gebou kry nie, en Christus is die ware tempel. Christus is die een wat vervulling bring. So reg, nou kom die Here en hy gee aan Johannes 'n meetstok, of 'n maatband, sal ons dit in ons era sê, 'n maatstok, 'n maatstaf, en wat hy dan moet die tempel meet. En dit is interessant dat daar verskeie gedeeltes in die Ou Testament was waarin die Here dan gesê het, daar dinge was wat gemeet moes word. In die boek Sagaria kry ons dat die Here dan 'n skietlood uithaal, en Amos moet met die skietlood moet dan in die muur dan evalueer. Nou 'n skietlood is soos 'n touwtjie met 'n gewiggie in die onderkant, om te sien of 'n muur reguit gebou is. So ons kry in Esegiel kry ons ook 'n meting van die tempel, en so wanneer die maatstaf uitgehaal word, dan is dit inspeksietyd eintlik. God is besig met inspeksie. Hy is besig om wie te inspekteer. Wel, Johannes sê vir ons, die wat die inspeksie deurgaan, die wat gemeet word, is in die eerste plek die tempel, en dan ook moes hy nie die buitehof moes hy meet nie, dit was oorgegee vir die heidene. Interessant genoeg dat die Here dit beskik het, dat daar 'n buitehof was, waarin die heidene dan gekom het, en ook die Here aanbid het. Salomo met sy gebed by die inwyding van die tempel, het dan ook gesê, wanneer God sy volk, wanneer hulle na die tempel toe draai en tot God bid, dan hoor dan uit die hemel, maar ook wanneer die mense van vreemde nasies kom, en hulle draai hulle na die tempel, dat die Here ook hulle gebed sal verhoor. So die Here het plek gemaak vir die nasies. En die Here het alreeds aan Abraham gesê, dat in jou saad sal al die nasies van die aarde geseën word. Die lof van die Here word toegesing deur al die nasies, Psalm 117. Maar wat het die Jode gedoen? Die Jode het die heidene eenkant geskuif, en hulle het daardie area gebruik om dan
offerdiere te koop en verkoop. En Jesus het 2 maal in sy bediening het hy die tempel skoongemaak en uitgewys dat dit 'n rowerspelonk was wat hulle besig was om te doen. Want hierdie tempel was 'n tempel wat 'n huis van gebed moes wees vir al die nasies. 'n plek van gebed, 'n huis van gebed vir al die nasies. Maar die Jode het die heidene een kant gestoot. So, die heidenisse gedeelte moes nie gemeet word nie. Dit was nog nie hulle tyd om onder die roede van God te kom, om geïnspekteer te word nie. Maar weliswaar die tempel en die wat daar aanbid, is dan in die besonder genoem. 'n stok is aan my gegee en die engel het gestaan en gesê, staan op, meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid. Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee en hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. En so hulle tyd van oordeel kom nog, maar hier is nou die tyd van inspeksie teenoor die Jode, die Joodse tempel, en dit is duidelik daaraan dat God vir ons die tempel wys en in die begin van hierdie hoofstuk, en hierdie tempel word gemeet, en dan word die tempel in die hemel gewys. En ons het nie tyd om stil te staan, daar word ook in die besonder na die ark verwys, wat ook baie interessant is, wat die Jode dan nie die ark wat Moses gemaak het, meer in hulle besit gehad het nie. Maar hoe dit ook al sy, so het die Here dan die tempel gemeet. Dis eintlik soos Belsassar, die Here het vir Belsassar op 'n ander manier gemeet, en dit volgens gewig, jy's geweeg en te lig bevind. Hierdie tempel was geweeg en te lig bevind, of gemeet en te kort bevind. En so, hierdie tempel wat dan gemeet moes word, tussen die kwessie van die tempel wat dan gemeet word en daar is fout by die tempel gevind, daarom genoodsaak dat die ware tempel aan die lig kom, Christus, en deur Christus ons as die kerk. En dis waar die 2 getuies inkom. Dis die rede waarom die tempel gemeet word en te kort bevind word, geweeg geword en te lig bevind is. Nou, wie is hierdie 2 getuies? Want hier is 2 getuies wat in die stad besig is om te getuig, en dan, ek wil vir u sê, daar's nie 'n klein kontroversie oor verskeie sienings in verskillende sienings oor die wederkoms, oor wie hierdie 2 persone is nie. Dit is legio van verklaringe wat daar is, maar ek dink die Ou Testament lig dit vir ons duidelik uit wie hierdie 2 getuies is. Want Openbaring 11 vers 4 sê vir ons, hulle is die 2 olyfbome en die 2 kandelaars wat voor die God van die aarde staan. Nou waar kry ons hierdie gedeelte van die 2 olyfbome en die 2 kandelaars in die Ou Testament? Sagaria 4, die profeet Sagaria, hoofstuk 4 vanaf vers 2. En hy het vir my gesê, wat sien jy? Toe antwoord ek sien daar 'n kandelaar heeltemal van goud en sy oliekan bo oor hom en sy 7 lampe op hom. Telkens 7 aanvoerpype loop na die lampe wat bo oor hom is. Ook 2 olyfbome langs hom en aan die regterkant van die oliekan en een aan die linkerkant daarvan. Daarop het ek begin spreek en aan die engel wat met my gespreek het gesê, wat beteken dit, my Heer? En die engel wat met my gespreek het antwoord en sê vir my, weet jy dan nie wat dit beteken nie? En ek het gesê, nee my Heer. En toe antwoord hy en sê vir my, dis die woord wat die Here aan Serubabel,
naamlik nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Dis die belofte van die koms van die Gees. Dis die woord van die Here aan Serubabel, dat God alles in vervulling sal bring deur sy Seun, en dat sy Seun, die Heilige Gees, vir die kerk sal skenk. Maar verder in Sagaria 4, vanaf vers 11, daarop het ek begin spreek en aan hom gesê, wat beteken hierdie 2 olyfbome aan die regterkant van die kandelaar en aan die linkerkant daarvan? En hy het toe nogmals gespreek en vir hom gesê, wat beteken die 2 olyftakkies aan die kant van die 2 goue pype, wat die goud uit hulle laat uitstroom? Toe antwoord hy my en sê, weet jy nie wat dit beteken nie? En ek het gesê, nee my Heer. En hy sê, dit is die 2 gesalfdes wat by die Here van die ganse aarde staan. En so dit was die woord van die Here wat hy deur sy profeet gespreek het, en dit was die vervulling van Christus en die koms van die Gees. Dit was die woord van die Here deur sy profete. Daarom sien ons dat hierdie 2 getuies, sien ons doen die dinge wat Moses en Elia doen. Die profete of hierdie 2 getuies laat water in bloed verander. Dit herinner ons aan Moses. As hulle wil, dan bid hulle dat daar vir 'n tyd lank nie reën val nie. Dit herinner ons aan wie? Aan Elia. So dit herinner ons aan Moses en Elia. Die woord van die Here wat deur die Ou Testament tot sy volk gekom het, dat hy sy woord in vervulling sal bring met betrekking tot Christus en die gee van die Heilige Gees aan die kerk. En so dit is die verwysing daarna dat hierdie is die woord van die Here wat gegee is, wat in die Here Jesus het gesê, hy het nie gekom om die wet en die profete dan te verklaar dat dit nou niks werd nie is nie. Hy het gekom om die wet en die profete te vervul. En so daar was 'n tyd toe Christus, toe hy hom geopenbaar het, die skadubeelde dan vir ons wegval en die ware vir ons geopenbaar is. En sommige sê selfs dat die dae 1260 dae, en ek sê weer eens, daar's verskille daarin, want 3,5 dae wat hulle dood was, opgewek is, dan word dit beskou as 3,5 jaar, 3,5 jaar is 42 maande, 42 maande is 1260 dae. Maar nou, wat dan daar gebeur is, die 3,5 word nou omgeskakel na jare, maar die 42 maande bly 42 maande, en die 1260 dae word dan nou weer verander in jare. So, om nie te speel met daardie getalle nie, maar is interessant die verskillende interpretasies wat daar is. God se woord het in die stad Jerusalem is verkondig vir meer as 1000 jaar lank. En God het geduldig met sy volk gewerk, en hy het hulle dan ook in die ballingskap, het hy hulle uit die land uitgedryf, om hulle te waarsku, maar hulle het nie geluister nie. Maar nou die Here sy woord gegee en sy woord aan sy apostels, dit is vervul met betrekking tot Christus, en ons weet dat Christus vervolg is, doodgemaak is, en ook die wat hom gevolg het, sy apostels. So daar was sommige wat dan, soos Petrus, wat vryheid uit die tronk uit beweeg het, maar Jakobus, die broer van Johannes, is in die tronk doodgemaak. Ons weet voor hom is Stefanus doodgemaak. En Paulus was aan die voorkant van daardie vervolging in die begin gewees, en hy het goedkeuring gegee dat Stefanus gestenig word, maar later op die pad van Damaskus het die Here aan hom verskyn, Paulus het tot bekering gekom, en toe is Paulus aan die ontvangkant van hierdie vervolging. En so
daar is die wat sê dat hierdie is die woorde van die Here, wat die kerk dan verkondig, dat God sy woord in vervulling gebring het. En ons weet, dit het nie goed afgegaan by die Jode nie, ons weet dat hulle die kerk gehaat het, kom ons noem dit eerder die Judaiseerders, want baie van die volgelinge van Jesus was Jode, so dit is nie net Jode nie, kom ons noem dit dan vir wie dit is, die Judaiseerders, wat dan die kerk vervolg het, en baie van die kerk was self Jode gewees, en dan word dan gesê, dit verteenwoordig dan hierdie mense, hierdie twee getuies, wat die wet en die profete geneem het, en die mense gewys het, vanuit die Ou Testament, dat Jesus die Messias is, verworpe was, wat doodgemaak is, en dan tot die afgryse van die mense, die bewoners van Jerusalem, dat die kerk weer herleef het, maar nie net herleef het nie, opgeneem is in die hemel. Nou, wanneer ons sien dat die mense van Jerusalem hou nie van dit wat hierdie twee getuies sê nie, kon hulle niks doen nie, want daar het vuur uit hulle mond uitgegaan. En die woord van die Here sê, die Here het gesê dat hy sy woord in die mond van sy profete sal maak soos vuur en die volk soos stoppels. Die Here sê ook, is my woord nie soos 'n vuur wat verslind nie, en soos 'n hamer wat rots vermorsel nie. En so die mense het nie daarvan gehou nie, maar hulle kon niks doen nie, maar die bose geeste sien ons is hier betrokke, en hulle het dan met mag en mening hierdie twee getuies doodgemaak, en hierdie twee getuies het vir 3,5 dae op die straat van Egipte, Babel, dis die byname wat hier genoem word, maar wat eintlik die plek waar Christus gekruisig is, eintlik Jerusalem. So ons sien hier word Jerusalem vergelyk met die afgoderry van Egipte en die afgoderry van Babel. En so het hulle dan nie toegelaat dat hierdie liggame begrawe word nie. Maar dis interessant, as 'n mens na die oorspronklike gaan, na die Grieks toe gaan, is hierdie woord liggame in die enkelvoud. So, die mense het nie toegelaat dat hierdie twee getuies se liggaam, so dit wys vir ons, dit is iets, hier word verwys na 'n klomp mense wat 'n eenheid vorm. En dis hoekom ons sê, dit is 'n heenwyse, dis beeldspraak van die woord van die Here wat deur die kerk uitgegaan het, en die hoeveelheid gelowiges wat doodgemaak is, in die besonder in Jerusalem, en dat die Here nou gekom het en gesê het, wel, nou gaan die tempel vernietig word, die ware tempel word in die hemel geopenbaar, naamlik Christus. So, dit's waarskynlik waarop hierdie beeld dan fokus. Maar ons het in hierdie nuwe tempel wat ons van praat, Christus, wat dan deur sy kerk die nuwe tempel is, word aan ons dieselfde waarskuwing gegee as aan die Ou Testament. Want die Here het vir Moses gesê, kom ek maak die hemel vir jou oop op die berg, kyk wat in die hemel is, maak 'n voorbeeld daarvan en bou die tabernakel. En Moses het gedoen, net soos die Here vir hom gesê het. Die voorbeeld het hy in die hemel gesien, op 'n manier moes hy die onuitspreeklike heerlikheid wat hy gesien het, dan geopenbaar het in die tabernakel, en dit is gedoen, en die waarskuwing is doen presies soos ek vir jou sê. En ons weet dat in en om die tempel het daar verskriklike dinge gebeur, van mense wat nie geluister het, en nie gedoen het soos die Here gesê het, die tempel bestuur moes word, en dan die dinge in die tempel gehanteer moes word nie,
2 seuns van Aaron het vreemde vuur ingebring, die Here het hulle met dood getref. Ons weet van Osia, die koning wat ingegaan het en self wou geoffer het, die Here het hom getref met melaatsheid, en so die versigtigheid daaraan. Maar baie sê, God is 'n God, in die Ou Testament is hy die God van wreedheid en alles, en ons vind hier in die Nuwe Testament God van genade ensovoorts. God is en bly altyd dieselfde. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder die ontferming van 2 en 3. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy ontvang, wat die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag het? Nou, daarin sien ons inteendeel die Nuwe Testamentiese straf groter. Dieselfde waarskuwings wat die volk in die wildernis gekry het, word aan die kerk in Korinthe, 'n multikulturele gemeente, gesê dat hulle 1 Korintiërs hoofstuk 10, hierdie ding is opgeteken op ons, op wie die eindes van die eeue kom. Waarskuwings dat ons nie moet begeerig wees op verkeerde dinge soos Israel was nie. En so ook word daar met betrekking tot die nuwe tempel bouregulasies ook vir ons gegee, want Christus is die tempel, ons is deel van die tempel, maar daar's ook instruksies vir ons hoe daar gebou moet word. 1 Korintiërs 3 vanaf vers 10. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. En as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. En as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly. Alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? So die waarskuwing wat ons in Openbaring sien, dat God dan aan sy volk wat nie geluister het nie, die tempel afgebreek het, is die waarskuwing vir ons om nie in dieselfde spore van die Ou Testament te loop nie. Die bouinstruksies is gegee vir die nuwe tempel. Ons is 'n tempel van God in die Gees. En daar is sommige wat bou met hout, hooi en stoppels en dit sal aan die brand gesteek word. En daar's die wat bou met goud, silwer en kosbare stene. En so hier sien ons dan die kliptempel, as ons dit so kan stel, aan die begin van die hoofstuk. Ons sien aan die einde die nuwe tempel. Die rede daarvoor is, God se woord is deur sy profete en deur die kerk, deur die eeue verkondig, en hulle het nie geluister nie. Dit het hulle so stoppels verteer, totdat die tyd gekom het dat die poorte van die hel oopgegaan het, en die kerk het nie gesoog en verdwyn nie. Daar's groot skade gedoen aan die kerk, want ons weet dat die kerk kan nie verdwyn nie. Ek dink dit was G.K. Chesterton wat gesê het dat al sou dit lyk asof die kerk sterf, dan vrees hy nie, want ons volg die Here wat die weg ken vanuit die graf. En so Christus het al reeds uit die dood uit opgestaan. Daarom moet ons nie vrees vir die dood nie, want die kerk kan nie sterf nie. En alhoewel hier 'n groot slag toegedien is, het God sy kerk herleef, en dit is wat die mense die skrik op die lyf gejaag het. En so tussen die kliptempel en die nuwe tempel wat Christus self en deur Christus, ons deur Christus die nuwe kerk is hierdie vermaaning dan. Kyk na die voorbeeld van die Ou Testament, kyk hoe vyhandig hulle was, kyk hoe het hulle probeer om die profete, of hulle het baie van die profete doodgemaak, en Jesus het gesê dat daar gaan 'n oordeel kom omdat hulle die profete doodgemaak het en die kerk vervolg het.
en die nuwe tempel is daar, en hierdie koninkryk het geen einde nie. So kind van God, ons moet leer uit Israel se foute. Ons moet weet dat God besig is om sy koninkryk te bou, en soms is die hel los op die kerk, op die ware gelowiges. Ja, soms is dit soos Christus ook vir die 7 gemeentes gewaarsku het, dat daar vervolging kom, en sommige van hulle doodgemaak sal word, maar sy koninkryk sal voort bly gaan. En terwyl dit swaar gekry het daar in Jerusalem, het die evangelie deur die apostel Paulus na die wêreld toe uitgegaan, en groot gedeeltes het tot geloof gekom. So ons as kinders van die Here moenie vrees nie, want daar is baie stemme wat vir ons sê, as jy nie volgens die program gaan werk nie, gaan jou kerk doodloop. Die kerk gaan doodloop, want as jy nie gaan begin bykom met die LGBTQIA+, wat ook al nie, dan gaan die kerk doodgaan. Wanneer die kerk nie gaan luister en verander soos die veranderende tye nie, en vroue akkommodeer as predikante nie, dan gaan die kerk doodloop. Dis die vrese wat hulle vir ons dan probeer inboesem. Elke keer wanneer dinge nie volgens die wêreld gebeur nie, dan kom hulle met hierdie argument. Die kerk gaan doodgaan. Kyk hoe min word die mense, al minder, en al minder, en al minder. Of ons doen dit die Here se manier, of ons kan baie mense bymekaar maak. Iemand het eendag gesê, al wat 'n predikant hoef te doen is hy moet vir hom 'n baard groei wat so onder tot by sy beld hang, dan moet hy homself die nuwe Moses noem, en dan moet hy allerlei snaakse dinge doen, hy sal baie mense trek, want mense hou van sulke snaakse goed. Maar as ons die woord van die Here verkondig, dan is dit ewe skielik oudtyds. Dis nie iets wat mense na wil luister. Ons beleef dieselfde druk as wat Israel in die Ou Testament deurgemaak het. Ons beleef dieselfde waarskuwing van die tempel, en die Here het alreeds die tempel by meer as een keer laat vernietig, weer opgebou om sy volk te herinner. Die tweede een was eintlik meer net dat die tempel verontreinig was, meer in deels in die tyd van die Grieke, nie noodwendig vernietig is nie, maar die Here het aan die tempel geraak om vir hulle te waarsku, en op die ou end, 2000 jaar nou al reeds is die tempel van die Jode vernietig. Die kerk bly staan. En in 'n uur toe dit die donkerste was in die 16de eeu, het die Here 'n Romeinse monnik opgewek om 95 stellings teen die kerk van Wittenberg se deur vas te sit. En deur daardie daad, eenvoudige daad, deur 'n eenvoudige monnik, het die Here die 16de eeuse reformatie begin, en een van hulle slagspreuke was, na duisternis lig. Maar die duisternis kom. Die duisternis kom, en mense raak al minder, en die gelowiges raak al minder. Ons vrees nie, want na die duisternis is daar weer lig. En selfs wanneer dit die einde van tyd is, soos ons dit ken, in hierdie wêreld, dan kom die Here en hy neem dit wat hy al reeds gebou het, hierdie koninkryk, en neem dit tot in ewigheid. Daar's nie 'n einde aan die kerk nie. So laat die standaard van God se woord, laat ons dit omhoog hou. Waar ons tekort skiet, wanneer die maatstaf teen ons uitgehaal word, laat ons ondersoek doen. Laat ons as gemeente, as kerkraad, Bybelstudies doen om te ondersoek, wat is dit wat God in sy woord vir ons opgeteken het? Is God tevrede daarmee? Of probeer ons mense eerder tevrede te stel? God die Vader het sy ewige seun gestuur om mens te kom word.
Hy het sy hele lewe lank gelei in die besonder aan die kruis en deur sy dood en opstanding het ons die vergifnis van ons sondes en die versekering van die opstanding van die liggaam. Hy het sy kerk geroep om mense sy disippels te maak en dit van al die nasies, om hulle te doop en om hulle alles te leer wat hy hulle beveel het. Ons moet nie net vir mense sê, kom en volg my nie, maar wees my navolger, soos ek dit van Christus is, volgens sy opdragte, en nie volgens die wil van mense nie. Wat baat dit as ons die hele wêreld win, maar aan ons siele skade ly? Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, ons dank U vir die heerlike evangelie waardeur U koninkryk bou. Dankie dat U ons 'n ereplek gee, saam met U in die hemele, in Christus. Dankie dat U ons verhef. Dankie dat ons vanuit hierdie hemelse perspektief na die aarde kan kyk en help ons om nie gedreig te word deur die dreigemente van die wêreld en die wat die wêreldse begeertes in die kerk wil inbring nie. Maar help ons om staande te bly. Help vir ons om die alleen stemme te wees. Selfs al dreig die wêreld om ons stemme dood te druk. En selfs diegene in die kerk wat valse getuies is. Ons bid dat ons getroue getuies sal wees aangaande U woord en nie links of regs van U woord sal afwyk nie. Maar dat ons die skrifte sal ondersoek om te sien of hierdie dinge so is en Here dan gehoor te gee aan U gebooie wat U vir ons gegee het as 'n reël vir ons dankbaarheidslewe, sodat ons dankbaarheid van U versoening kan wys en versterk ons daartoe sodat U naam alleen verheerlik word. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. Dankie.